Geliefdes, mag die Here vir jou onuitspreeklik goed wees. En ons bid dat jy ook in hierdie tyd die seën van die Here beleef. In elke dag wat jy nader groei aan Christus. In hierdie tweede gedeelte van Romeine 12 lees ons vandag saam vanaf vers 13 tot aan die einde van vers 21. En gister het ons gehoor dat ons lewe word 'n reaksie op die wonderlike genade wat ons in Christus ontvang het. Ons kan nie anderster as om anderster te lewe, juis omdat ons aangedaan is en getransformeer is deur die kruisgebeure. En in 'n tweede tree begin Paulus ons ook dieper neem, naamlik hoe lyk dit wanneer ons vir mense moet lief wees wat nie aldag so lief is vir ons nie. Dit is maklik om lief te wees vir mense wat vir jou lief is. Dis nie so maklik om lief te wees vir mense wat jou seer gemaak het, wat jou teleurgestel het, wat jou onregmatig behandel het. Dis baie moeilik om nie kwaad met kwaad te vergeld nie. Maar die Gees wat Christus vir ons gegee het in Romeine 8, die lewensbarende Gees van God, stel ons in staat om dinge te doen wat vir ons onnatuurlik is. 'n Mens is in sy natuur geneig om vir homself te leef. 'n Mens is geneig om te leef vir sy eie ego, om te leef vir vergelding, ek sal jou wys. 'n Mens is geneig om selfsugtig te lewe. My besittings, dis my harde werk. Ek is 'n sukses omdat ek hard gewerk het. Daar is nie medelee nie, daar is nie erbarming vir jou naaste nie. Hoeveel te meer vir iemand wat jy as 'n vyand beskou. In hierdie dag kom leer Paulus ons iets baie besonders, is dat die liefde van Jesus 'n transformerende liefde is. En die Heilige Gees stel jou in staat om selfs mense wat jou leed aangedoen het, te kan vergewe, selfs 'n vyand wat jou te nagekom het, dat jy die vermoë het om vir hulle te kan bid, selfs mense wat jou verwond het, die Here gee vir jou die genade ook om hulle te kan vergewe. En daarom, in 'n besonderse manier bid ons dat ons nie kwaad met kwaad sal vergeld nie, maar juist die kwaad deur die goeie sal oorwin. So kom ons bid ook in hierdie dag dat die Here vir ons ook sal help. Heilige Jesus, daar is 'n reeks van mense wat ons raak sien, wat ons verwond het, seer gemaak het, teleurgestel het, Here wat ons mishandel het. En so wil ons vandag bid vir elke persoon wat ons vervolg het en nagekom het. En Here, ons bid nie 'n vervloeking oor hulle lewe nie. Juis wil ons bid, Here, dat die Heilige Gees oor hulle lewe mag beweeg en dat hulle werklik kinders van God mag word. Help vir ons om nie in tweespalt te leef, maar eerder in harmonie. O Here, bewaar ons eie harte om nie hooghartig te wees nie, maar eerder nederig. En ons wil vir U vra, Here, dit is so moeilik om die swaard te bære. Dit is so moeilik om nie 'n Petrus te wees wat gryp na jou swaard. Maar leer ons om nie ore af te kap nie, maar eerder die goeie nuus te verkondig en te leef. En so wil ons bid, Here, dat U 'n einde sal maak aan die geweld, of dit nou in woorde is en of dade is, maar leer ons om onder die koninkryk van vrede onsself te skaar. Verander ons gedagtes, Here. Help ons eerder om nie wraak te neem nie, maar U te vertrou, Here. En so wil ons vra, Here, dat U selfs die onmoontlike vir ons sal moontlik maak, om ons vyande lief te hê, Here, ook hulle as hulle naak of honger is, aan hulle goed te doen. En so wil ons bid dat U vir ons deur die wonderbaarlike Heilige Gees sal help, om soos kinders van die lig te lewe, en nie deel te kry aan hierdie bose en donker wêreld. Mag ons waarlik die lig van Christus weerkaats. En ons bid U dat U sal verheerlik word in al hierdie dinge. Mag U koninkryk deurbreek. Ons loof U en ons prys U in Jesus se heilige naam. Amen.